Vanoggend wil ek 'n paar gedagtes met julle deel, juis aan die mammas, oor die rol van 'n moeder en die waarde van 'n moeder in die lewe van 'n kind. En as jou Bybel gebring is, jy welkom saam met te blaai. Ons het twee skrifgedeeltes, die een is Eksodus hoofstuk 20 vers 12 en die ander is Psalm 27 vers 10. Eksodus 20 vers 12 en Psalm 27 vers 10. Die eerste skrifgedeelte kom uit die wet van Moses, wat sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. In die land wat die Here jou God aan jou gee. Ek lees dit weer, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. En dan Psalm 27 vers 10, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. En ons sal nou sien hoe die twee bymekaar kom. Nou, liewe gemeente, so ietsie interessants, ek lees die week en ek dink myself, wonder waar het Moedersdag sy ontstaan gehad? En ek lees toe hierdie interessante stukkie geskiedenis raak, en hulle sê dat die viering van Moedersdag het klaarblyklik in die vroeë 1900s in die FSA begin, toe 'n dame met die naam van Anna Jarvis gevoel het dat sy haar moeder, wat baie betrokke was in gemeenskapswerk en baie versorgingswerk gedoen het, dat sy graag haar ma wou vereer vir die besondere persoon wat sy was, en gevolglik het sy gereël met 'n plaaslike gemeente dat daar so 'n herdenkingsdiens gehou moes word in 'n kerk in die FSA. Haar eie mammie was toen al reeds oorlede, en sy het sterk onder die bewussyn of die indruk gekom dat dit belangrik is dat 'n mens jou moeder, jou ma moet eer, terwyl hulle hier is, en nie wag vir die begrafnis wanneer die groot huldeblyke gebring word nie. Maar in elk geval, hulle het toe die dag gereël, en dit het so aanklank gevind by die mense in die vroeë 1900s, dat tot Woodrow Wilson daarvan te hore gekom het, en in 1914 het hy dit toe verklaar tot 'n nasionale dag. So dit is waar Moedersdag vandaan kom. Maar dit is ook iets interessants wat nie baie weet nie, en dit is dat later het dieselfde Anna Jarvis 'n groot kampvegter geword, of eintlik teen Moedersdag begin veg, vanweë die kommersialisering daarvan, en sy het net gevoel dat die ware inhoud van eer en van om dankbaar te wees vir die geskenk van God, moeder is 'n geskenk van God, dat dit verlore gegaan het, maar nietemin, dit het bly staan tot vandag toe, en tot vandag toe vier ons nog steeds Moedersdag, vir die eenvoudige rede is, omdat ons graag die moeders in ons lewens wil eer. Nou, ons weet natuurlik dat hierdie moderne Moedersdag viering, alhoewel dit maar skaars 100 jaar oud is, ons dit eintlik kan terugtrek, soos die goue draadjie vat, dan trek ons dit terug na die Bybel toe, want eer is 'n Bybelse konsep. Ja, ons word geleer om God te eer, dit is so, maar ek gaan jou nou iets vertel van die orde van God. En daarom vind ons reeds vroeg in die Ou Testament, in die boek Eksodus, ek het dit gekwoteer, hierdie woorde in die 10 gebooie, eer jou vader en jou moeder, en dan die belofte wat daarmee gepaard gaan, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou sal gee. So, Moedersdag, of die verering van ons ouers, moeders in die besonder vandag, is nie 'n kulturele ding alleenlik nie, maar is iets wat eintlik diep in die hart van God, en in die karakter van God, van ewigheid af was. En so sien ons in die Bybel dan, dat 3 dinge baie belangrik is. As ons dink aan God, en as ons dink aan hierdie gedagte of hierdie dag, hierdie viering, dan sien ons dat eer is vir God belangrik, verhouding is vir God belangrik, en uiteindelik vloei identiteit uit hierdie twee fundamente uit. Uit eer en uit verhouding uit vloei identiteit, en dit sal ook vir u duidelik raak soos ons aangaan. So, vanoggend wil ek eerstens net so 'n bietjie stil staan by die gedagte van eer, en dit is dat ons moet besef dat wanneer die Here oor eer praat in die skrif, dan is
Die ering van ons ouers is 'n opdrag wat die Here vir ons gee. En die Here wil nie net hê dat ons ouers moet eer, ons moeders in die besonder op Moedersdag nie. Maar hy wil hê dat dit 'n lewensbeginsel moet wees by ons, vir ons maas en ook vir ons paas. En ons almal wat hier sit, baie van ons is nou aan die ouer kant, ouers is nou al oorlede. Ek glo dat 'n mens nog steeds selfs jou ouers kan eer in hulle afwesigheid, deur die manier waarop hy oor hulle praat, die manier waarop hy oor hulle na hulle verwys, die wyse waarop hy ook hulle lewe, alhoewel hulle nie fisies hier is nie, ook in herinnering roep van tyd tot tyd. Want ons weet hulle leef nog. Hulle is net nie fisies hier nie, maar hulle leef aan die ander kant. En daar wag hulle vir ons. Maar ons sien die beginsel van eer, dat dit van vroeg af deel van God se morele skepingsordes was. Soos wat daar orde in die natuur is, soos wat daar orde in die ganse skepping is, in die heelal is. So het God ook bepaal dat daar ook bepaalde ordes moet wees binne die raamwerk van menslike verhoudinge. En ons sien dat God bepaalde verantwoordelikhede aan die mens gegee het, bepaalde invloedstrukture daar gestel het, en dat al hierdie dinge, wanneer ons dit terugtrek na die gedagte van eer, toe deur God gegee is, en dat dit iets baie belangriks kommunikeer, en dit is dat God die samelewing bou van bo na onder. En daarom is eer so belangrik. Met ander woorde, as ons dink aan hierdie ordestruktuur van God, ons het God heel bo, hy is die hoogste gesag, en dan net onder God, in die Bybel het ons die ouers, wat die volgende hoogste gesag van God is, op die aarde, en daaruit vloei die samelewing, waarbinne ons leef, en uiteindelik, vanuit die samelewing uitvloei ons kultuur. En wanneer ons hierdie ordes wat God ingestel het, wanneer ons dit eer, en wanneer ons dit eerbiedig, en wanneer ons dit respekteer, is die gevolg stabiliteit, identiteit, gesonde gesinne en gesonde gemeenskappe. Dis hoe God dit bepaal het, van die begin af. En daarom is dit ook so dat as 'n huis gesond is, wat die primêre in die aardse gesagstruktuur van God is. As 'n huis gesond is, dan weet ons uiteindelik word gemeenskappe gesonder, en uiteindelik as jy gesonde gemeenskap het, dan beïnvloed 'n gemeenskap uiteindelik die kultuur van daai gemeenskap. Maar dit alles begin by God en by die primêre wat die gesin is. En daarom baie keer sê mense, nee, hulle wil al die probleme van die land wil hulle by die parlement lê, of hulle wil dit by die regering lê, nee. Maar as ons verstaan dat God van bo na onder werk, wanneer dit by hierdie ordestrukture kom, dan weet ons dat strukture breek nie by die parlement nie, dis nie waar dit begin nie. Die gebrokenheid van ons wêreld begin by gesinne. Dis waar dit begin, nee. Die samelewing breek eerste in huise, nee, want kinders wat nooit geleer was om te eer nie, nee, neem daai selfde gebrek aan eer en disrespek, hulle vat dit skool toe, as jy hulle daar gaan aflaai. Kinders wat nooit geleer is om te eer en met respek om te gaan nie, hulle vat dit werk toe, kerk toe, hulle vat dit reguit die huwelik in en die samelewing, en so vorm eer in die huis uiteindelik die kultuur van 'n nasie. En daarom wanneer ons oor hierdie goeders praat, moet ons verstaan dat dit nie in isolasie geskied nie, en daar is baie goeie rede waarom God 'n wet gegee het. Dit is deel van die 10 gebooie. Omdat hy geweet het dat as kinders geleer word om hulle ouers te eer, dat ons 'n ordelike, vredevolle gemeenskappe sal hê, en dat ons binne 'n kultuur kan groot word, kinders kan grootmaak wat bevorderlik is, ook vir die evangelie van Jesus Christus. En daarom kan ons verstaan, vandaar nie net die wet nie, maar ook die belofte wat volg, nee, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God
jou sal gee. En dit beteken nie dat net omdat jy jou ouers eer, dat jy oud gaan word nie, nee, eer is nie gelyk aan 95 nie, want ons weet dat baie godvreesende mense ook op vroeë ouderdom al gesterf het, en dit het niks te doen gehad met die gebrek aan eer nie. Maar dit beteken dat waar dit ontbreek in 'n samelewing, 'n huis en 'n gemeenskap uiteindelik die potensiaal het dat dit opeindig in verwarring, in rebellie, in identiteitskrisisse, nê. En ons verstaan dat ons sekerlik nie alles wat in ons samelewing fout is by die deur van 'n pa en 'n ma kan gaan lê, en 'n ma vanmôre in die besonder nie, want mense neem hulle eie besluite, kinders neem hulle eie besluite. Baie kinders word groot in godsdienstige, godvreesende huise, maar uiteindelik draai hulle uit om disrespekvol te wees, immers vir 'n seisoen in hulle lewe, maar ons verstaan dat sonde beïnvloed uiteindelik almal, net soos wat die sisteme waarin ons onsself bevind, ook uiteindelik 'n invloed het op menslike gedrag. En daarom moet ons verstaan vanmôre, is om te eer, om God te eer, om ma en pa te eer, om mekaar te eer, is 'n opdrag wat die Here gee. Dis nie net 'n familievoorstel nie, dis nie net 'n tipe kulturele ideaal wat ons nastreef nie, maar as God sê, eer jou ouers, jong mense, ek wil hê jy moet vanmôre hoor, dan sê dit nie, eer jou ouers as jy so voel nie. Dit sê nie, eer jou ouers alleenlik as jou ouers alles reg doen, of as hulle die perfekte ouers is nie. Nee, die woord van die Here sê, dis 'n opdrag, dis 'n wet in die imperatiewe vorm wat hy gee. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, want wanneer jy dit doen, veroorsaak jy nie net stabiliteit en orde in jou eie lewe nie, maar uiteindelik dra jy by tot die orde en die stabiliteit van die gemeenskap en beïnvloed ons die uiteindelike kultuur. Dis 'n geestelike gronding wat God reeds in die begin vir ons neergelê het. En dit begin by ons huise. Maar dit is ook so dat vir sommige van ons is dit makliker om van eer te praat as vir ander. Van ons het groot geword in huise waar daar liefde en waar daar versorging was, nê. Daar's niks wonderliker, geen groter geskenk as 'n goeie moeder nie, nê. Huise waar daar nie net dissipline was nie, maar ook warmte. Dink aan die ma's wat ure lank, dae, maande, jare langs die sportveld gesit het, met in die wind en in die weer en in die son, met die kosblikkies en met die hokkiesak. Waar is die ma's? Ek sien die glimlagte op die gesigte van hulle se gesigte. Al die harde werk wat ingegaan het, en dan die ma se naam nie eers op die span se lys verskyn nie, nê. Ja, van die kinders het nie eers game gekry nie, hulle het op die sypaadjie, hulle het op die paviljoen gesit. Hulle het nooit game time gekry nie, maar die ma was daar gewees, opoffering, liefde. En as jy so ma het vanmôre, wil ek vir jou sê, het jy 'n gawe en 'n geskenk van God ontvang. Ek dink aan die ma's wat tot laat aand by die kombuistafel gesit het met huiswerk, nie omdat sy alles verstaan nie, maar omdat sy wou seker maak, jy kry dit reg. Nee, party van ons het wiskunde graad A to Z 'n paar keer geskryf, nê. En meeste van die, en ek sal nou maar nie dink hoe te close te hou, maar baie van die take wat die kinders so goed ingedoen het, waar is die juffrouens, druk toe julle ore, was toe nooit deur die kinders gedoen nie. Hulle was deur die ouers gedoen. Jong, ek het take gesien wat gelyk het soos 'n ingenieursprojek as hulle klaar is met daai take. En dan weet ons nie, die kinders het absoluut niks daarmee te doen gehad nie. Wel, hy moes net die gombuisie vashou, nee, dan het hy iets te doen gehad met die taak. Ja, ons dink aan huise waar jy inkom na skool of in die aande en waar jy die reuk van liefde ruik. En jy almal weet wat is die reuk van liefde, nê? Nee, rysvleis en aartappels. As jy by die huis kom en die reuk van kos hang in die lug, nê? En mamma vra, seun, hoe was jou dag gewees? Ja, selfs al was daar nie rysvleis en aartappels nie, en daar was dalk net macaroni en kaas of peanut butter en stroop, was dit nog steeds 'n gawe en 'n geskenk van God. Dis iets wat ons nie verdien nie, maar iets wat die Here genadiglik aan ons gegee het.
Maar dit is ook so dat die teendeel ook waar is. Sommige van ons wat vanmôre hier sit, se ervaring van moederskap was nie warmte nie. Was nie veiligheid of bevestiging nie. Baie van ons het groot geword in huise waar mamas afwesig was, waar daar 'n groot emosionele afstand tussen ouers en kinders was. Ja, sommige van ons het groot geword in huise waar aanmoediging ontbreek het en waar verhoudings pynvol was. Dit was nie vir almal van ons so maklik gewees nie. En daarom moet ons as mamas ook vanmôre hoor dat ons opnuut moet besef dat as mamas het ons 'n invloed, 'n geweldige invloed wat ons uitoefen in die lewens van ons kinders. Soms op maniere wat ons nie nou besef nie, maar wat ons eers later in ons lewens, wanneer ons bietjie ouer geword het en verstand gekry het, terugkyk daarna en besef dat die stemme wat ek as 'n kind hoor, word dikwels die stemme wat ek uiteindelik as 'n volwassene nog steeds in my kop hoor. Woorde wat mamma gespreek het, omdat mamma daar was, omdat mamma die hart van God, die liefde van God, die warmte, die moeder karaktereienskappe van God. Nie dat God 'n moeder is nie, maar daar's metafore wat as 'n moeder aan ons in die Bybel voorgehou word, wat daardie karaktereienskappe van 'n moeder aan ons voorhou. Mamma is verantwoordelik daarvoor. Ja, dikwels wanneer kinders groot word in huise waar dit nie was nie, kom ons later agter dat die manier waarop jy liefde ontvang het, toe jy klein was en liefde gegee het aan jou kinders, dikwels gevorm het hoe hulle liefde ervaar en hoe hulle liefde gee. Die patrone wat jy sien, word dikwels ook die patrone wat jy herhaal. En ja, dit is so, 'n moeder se invloed is nie net in groot oomblikke nie, maar is in die klein, alledaagse dingetjies wat ons doen. Die kinders kyk hoe ons konflik hanteer. Ja, die kinders kyk hoe emosies uitgedruk of weggesteek word. Die kinders kyk hoe ons liefde wys of nie wys nie, of hoe ons bevestig of hoe ons korrigeer. En daarom is dit so dat baie van ons, dit wat ons ervaar het in ons kinderlewe, eintlik maar net so weer oordra aan ons kinders. Prof Hensel praat ons van, die wat daai tyd hier was, praat van generasiebagasie. Nee, ons het op 'n sekere manier groot geword, en daardie voorbeeld wat vir ons gestel was, word uiteindelik, ongeag of dit goed of sleg was, word ook oorgedra, ongelukkig, die goeie en die slegte, word as 'n stukkie bagasie net so oorgedra weer, ook aan ons kinders en aan hulle lewens. En daarom is hier 'n belangrike waarheid, wat ek en jy vanmôre moet hoor, mamma, en ek gaan myself nou so net bietjie mamma hou vir die oggend, dat ek kan voel ek connect 'n bietjie beter met julle, maar hier is 'n belangrike waarheid, wat jy met vanmôre moet hoor. En dit is wat oorgedra is na jou toe, hoef nie weer oorgedra te word na jou kinders toe nie. Sommige van ons het groot geword en loop rond met dinge soos woede wat nie verwerk is nie, seer wat nooit benoem is nie, vrese wat ons nooit bevraagteken het nie, patrone wat net outomaties 'n deel van ons geword het. En as ons nie doelbewus daarmee werk in ons lewens nie, herhaal ons wat ons as ware probeer om te vermy in ons verhouding met ons kinders. Ek het 'n verhaaltjie, eendag iemand by my gesit, 'n vrou wat in 'n huis groot geword het waar daar baie mishandeling was. Die pa het baie gedrink, polisieman gewees, en die aand is hy by die huis gekom het, en dan het hy skoor gesoek met almal, en as die konflik uitbreek en dit eskaleer, dan trek hy sy diensrevolver uit en hy rig die revolver op hulle en hy maak hulle bang sodat hulle moet stil bly of sodat hy weer beheer kan kry oor wat in die huis aangaan.
En die vrou is in trane, sy stik en sy sê, want weet jy wat, pastoor, dieselfde ding is besig om in my huis te gebeur. Die oomblik as konflik uitbreek en dit voel ek het nie meer beheer nie, dan gaan ek na die kluis toe en ek gaan haal die .3 agter 'n wolwer uit en ek doen presies wat ek my pa gedoen het, wat ek nie wil hê nie, en daai bagasie, daai voorbeeld wat gestel was, is net so oorgedra na die volgende geslag toe. En die kinders word groot en die kans en die moontlikheid is daar dat hulle ook dieselfde sal doen. En daarom wil ek vanmôre vir ons as vir die mamma sê dat luister, geestelike volwassenheid is nie net om ander te eer nie, maar is om ook om eerlik te wees oor my eie storie, oor my eie verlede, oor ook die dinge wat ek deurgegaan het as ma. My eie verwonding, die dinge waarmee ek rondloop wat my gekwes het, en dat jy en ek moet besef dat ons het 'n keuse, ons het nie nodig dat die bagasie oorgedra word na 'n volgende geslag toe nie. Ons het nie nodig om 'n koppie te wees van dit wat ons sien wat verkeerd was nie. Ek en jy het 'n keuse daagliks om hierdie dinge te konfronteer in onsself en te sê, ek besef waar my foute lê, ek sien waar my verwonding lê. Ek sien die patrone wat herhaal in my lewe, maar ek weier om vasgevang te bly in die verlede. Ek wil toelaat, ek wil my hart oopmaak dat God my hart kan genees. Ek gaan my storie nie ontken nie, maar ek gaan ook nie toelaat dat my storie, my toekoms beheer in die geslag wat na my is nie. En ek wil vanmôre vir mamma sê, dit is nooit te laat om te verander nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek het oor die jare in die bediening die mooiste verhale aanskou. Van kinders wat vertel, groot mense, ons ouderdom wat sit en sê, my ma was 'n tiran gewees. Och, sy, van die oggend wat sy opstond tot die aand, het sy net geswets en geskel en alles was net fout gewees. En ons kinders moes net koes en keer en as pak sla uitgedeel was, dan was dit sommer geslaan waar daar plek was en as daar nie meer plek was nie, het sy plek gesoek. En uiteindelik het ons vervreem van haar. Dit het ons hard gemaak in ons harte en vir jare nie met mekaar gepraat nie, ons wou niks met mekaar te doen gehad het nie. En op 'n dag kom die ma tot besef, die ouma, die ou grootmoeder, en iets in haar lewe gebeur. En sy besef die foute wat sy gemaak het, en sy roep die kinders by mekaar, en sy sit hulle om 'n tafel, en sy huil bitterlik, en sy sê, kinders, ek wil vir julle sê vandag, hierdie dinge het gebeur. Ek het hierdie foute gemaak, ek het hierdie dinge gesê, en ek wil vandag vir julle sê, ek het dit in onwetendheid gedoen. Ek wil julle moet verstaan vandag, dat ek my eie storie het, my eie seer, my eie pyn in my lewe, en ek besef dat dit wat ek gedoen het was nie reg nie, en ek vra, vergewe my, ek wil dit anders doen, ek wil dit regstel, met die bietjie tyd wat ons oor het. Och, en die verhaal eindig mooi, waar die kinders by die begrafnis hulle briewe lees en sê, in die laaste 3 jaar van my ma se lewe, sy 3 jaar lank geleef, het ons verandering gesien by haar. En weet jy wat die mooiste is, ek het die verhaal geken, wat uit berading uitgevloei het, maar op die begrafnis, het nie een van die kinders, enige van die negatiewe herinneringe opgeroep nie. Al wat hulle herinner het, en onthou het, was die mooi van die laaste 3 jaar. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nooit te laat om die verhouding, wat stikkend is, die foute wat gemaak is te herstel nie, maar dit verg van 'n volwasse mens, om hand in eie boesem te steek en te sê, ek erken, ek het ook foute gemaak. Ek erken, ek het foute gemaak, en dit was deur die filter van my eie lens van seer kry, my eie verwysing, maar nie langer nie. En ek maak dit reg. Is iets wonderliks wat gebeur. Wanneer jy vergifnis vra vir 'n kind, wanneer jy seer gemaak het, en jy maak jou hart oop en jy word weerloos, dan gebeur daar iets in die hart van 'n kind, broers en susters, wat goddelik is, wat bonatuurlik is. En daarom wil ek vanmôre op die rig daarvan vir mammas sê, luister, om dit te doen is nie 'n teken van swakheid nie. Inteendeel, is 'n teken van volwassenheid. En is nooit te laat om veranderinge te maak in jou lewe nie. Maar dan,
Hier is vir die paas en vir die kinders. En hier wil ek vir julle sê, onthou, mamas is nie perfek nie. Manne, wil julle nie bietjie na julle vrouens toe draai nie? Nou gaan ek julle op die spot sit. Nou, draai net so bietjie na jou vrou toe asseblief en sê vir haar, my vrou, nou sy is nie jou ma nie, onthou dit net, nee. Mama. Alright. Maar mamas is nie perfek nie. Mamas is nie perfek nie. En luister, jy dink dalk jy weet dit, maar baie keer dink ons, mamas is soos God. Mamas is soos God. Hulle maak nie foute nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, luister, jou ma maak foute. Mamas raak moeg. Mamas dra hulle eie seer. Hulle leef onder druk wat baie mense nie sien nie. En vandag se wêreld, ek so dankbaar, en as ek 'n paar hande kan kry, ek so dankbaar, ek is nie 'n mamma nie. Dankie liewe Jesus, dankie. Weet van, dit is mos lekker om 'n mamma te wees. Man, jy is heeldag by die huis, man. Jy staan 10 uur op, en dan gaan jy mall toe, dan gaan drink jy 'n koffietjie, en dan gaan maak jy 'n draaitjie daar by Foschini's, met pappa se kaart, wat nie 'n limit het nie. Ja, daar's 'n onbeperkte kosbudget, so jy koop net wat jy wil, dan kom jy terug, en dan nooi jy van die vriendinne oor, dan drink jy 'n high tea. Ja, en dan bel die checker 6060, want jy het vergeet, die dag het gevorder, en papa wil kom middagete eet, en dan bring hulle pies, en dan is papa happy. Ja, in die middag het jy die 2 bediendes in die huis, wat vir jou alles doen, man, hulle stryk, hulle maak jy huis skoon, hulle kook kos, sodat as papa vanaand inkom, en staan jy agter die potte, en het lyk of jy dit gedoen het, en dis net lekker. Dis net lekker, is lekker om 'n vrou te wees. Wonderlik. Ek wil vanmôre vir julle sê, broers en susters, dalk 50 of 60 of 80 jaar terug, het die landskap anderster gelyk, maar vandag se moeders leef in 'n wêreld waar daar soveel eise aan hulle gestel word. Ons sit met stygende lewenskoste, veranderde gesinsstrukture, ekonomiese druk. En daar's mammas wat vandag rolle moet vervul. Ek weet nie hoe hou hulle dit in die lig nie. Eerlikwaar, ek weet nie. Van help om brood te win, van kinders grootmaak, tot in bedieninge staan, tot help by die skool, dien op rade, betrokke wees in die gemeenskap, en dan nog die tyd kry en die vermoë kry om 'n vrou te wees vir 'n man, wat soms baie eise stel, aan 'n reeds oorvol program. Ek dink nie ons besef aldag, wat op die skouers van vrouens rus nie. En daarom wil ek vandag vir alle kinders, en ons is almal kinders in 'n of ander vorm, wil ek vandag vir julle kom sê, is dat ons moet besef vanmôre, dat alhoewel baie mammas dalk miskien alles reg doen nie, doen hulle die beste wat hulle kan, met dit wat hulle het. En ons wil julle vanmôre eer daarvoor. Ons sien dit raak, en ons verstaan vanmôre, dat dit nie altyd maklik is, vir julle om julle rol te vervul nie. En daarom moet ons hulle eer. En ek wil 'n paar praktiese maniere gou-gou vir jou sê daar, die tyd vorder, van hoe ons moeders kan eer. Die heel eerste ding wat ons kan doen is eer begin met woorde. Die heel maklikste manier om dit te doen is deur om met ons woorde intentioneel te wees, om ons moeders te seën met ons woorde. Om nie kritiek te gee nie, om woorde van waardering uit te spreek. Nou, ek is 'n pa, en ek weet hoe hierdie ma partykeer kan sy praat met my, as die kinders nou vir haar nou kwaad gemaak het, dan kry ek dit. En ek wil vanmôre sê, onthou, luister, so lekker is wat dit is om geskenkies te kry, is daar een geskenkie, wat elke ma se hart bly maak en vol maak, en dit is 'n doeteenvoudige klein woordjie, dankie. Dankie mamma. Dankie vir wat mamma vir my doen. Dankie dat mamma my bed opgemaak het. Dankie. Dankbaarheid is die grootste geskenk wat ons vir ons ma's kan gee. Dankie ma vir almal se liefde. En dit nie net op Moedersdag nie, maar elke dag vir die week. 'n eenvoudige ding. Betoon eer deur kontak te maak. Ag, wanneer laas het jy jou ma gebel? Wanneer laas het jy haar gebel? 'n boodskapie gestuur. Sommige net by haar gaan kuier. Sommige net 'n bietjie tyd gemaak vir haar vandag. Luister vanmôre. Uitstel
As jy uitstel, verloor dit sy krag. Die verhouding verloor sy krag wanneer ons uitstel. Vandag is die dag. Jy by die huis kom, telefoon op, bel vir ma. Bel haar en sê, mamma, ek wil net sê ek is baie lief vir jou, ek waardeer jou, en maak tyd om te gaan kuier. Ja, eer beteken om tyd te gee. Gee jou tyd vir jou ma. Ja, wanneer jy daar is, moet nie gejaag wees nie. Wees teenwoordig, nee. Baie moeders onthou nie wat gesê was nie, maar hulle onthou, hulle gevoel het, toe hulle kinders by hulle gesit het. Dis wat saak maak. Dit help nie net ons tikke boks nie. Be present. Kyk haar in die oë. Luister na haar stories. Stel stories. Julle moet nou weet, as jy nou ouer word, al wat jy dan nou het, is die stories van al die goed wat gebeur het en wat jy gedoen het in die verlede. Luister na die stories, oor en oor en oor en oor, en as hulle vergeet het, hulle vertel hom weer. Man, maak asof vir die eerste keer as jy die storie hoor. Regtig, maar werklik, ja. Want dis die skat wat hulle dra, dis die verlede, is wat hulle het, dis waarna hulle teruggryp, en hulle het 'n behoefte om dit te deel, en dis so mense hulle eer. Ja, eer hulle, deur hulle te vergewe waar dit nodig is. Sommige van ons is eer nie maklik nie, want daar's seer, maar eer beteken nie, jy sê alles was reg gewees nie, dit beteken, ek kies nie om in bitterheid te bly leef nie. Ons almal het foute gemaak. Ons almal het foute gemaak. Iemand het by geleentheid gesê, wanneer my kinders praat en vir hulle sê, hoorie so, ek jammer, ek erken ek het foute gemaak in my lewe. Daar is dinge wat ek gedoen het en gesê het, wat ek nie bedoel het, so bedoel het nie. Nee, dis mos waar die meeste kwesing plaasvind in 'n verhouding, is dit nie. Dis wanneer dit onwetenlik gedoen was. Onwetenlik iets gesê of nagelaat om iets te sê. Maar dit is so, dat ons mekaar almal teleur gaan stel op een of ander stadium. Luister, ek wil gou vanmôre vir iemand sê. Jy moet onthou, jou ma het deur dinge gegaan, haar eie pyn, haar eie lewensgebeurtenisse wat gebeur het. En daai dinge het haar gevorm. Die kans is goed. Daar's baie min mense wat nie toegelaat het dat die gebeure van hulle lewe hulle identiteit word nie. Ons aanvaar almal het dinge deurgegaan en dit het ons gevorm, maar daar's min mense wat hulle self van die gebeure kan losmaak in terme van identiteit. En daarom sit ons elkeen binne verhoudinge met iemand, met 'n moeder, wat dinge deurgegaan het, maar wat nie in staat was om daai dinge te verwerk in haar lewe nie. En gevolglik tree sy op 'n sekere manier op en doen sy sekere dinge, wat jou dalk dwars in die krop steek, en ek is seker as sy dit kon verander, sou sy dit verander het. Elke persoon tree op en leef in die lig tot hulle beskikking, maar net omdat dit nie noodwendig altyd reg voel nie, beteken nie dit kom uit 'n verkeerde plek nie. En daarom moet ons hulle nie net eer nie, geliefdes, maar ons moet hulle ook genade bewys. In 'n verhouding gaan eer en genade hand aan hand. Genade sê, ek besef, hierdie verhouding is nie perfek nie. Maar genade sê, ek erken dat agter hierdie persoon se gedrag, of agter hierdie persoon se optrede, daar 'n ware, werklike storie is. En dat daardie storie 'n uitwerking het op wie daai persoon is. En hoe daai persoon ook leef. En wanneer ons vir ons ma's, ons mammas, daai ruimte kan skep, om te sê, ek gaan jou eer ten spyte van, maar ek gaan jou ook genade bewys, omdat ek weet dat jy ook 'n mens is soos ek, wat ook deur dinge werk en worstel, dan kan 'n verhouding begin groei, en dan kan 'n verhouding floreer. Ek sluit af. My laaste gedagte is dat ons weet dat wanneer ons oor moeders praat, oor eer en oor verhoudinge, dan moet ons uiteindelik ook by die vraag kom, hoedanig het die rol wat my ma gespeel het in my lewe, of ek in my kinders lewe speel, bygedra tot die vorming van hulle identiteit. Die waarheid is, nie almal van ons het groot geword in perfekte huise nie.
Nie almal van ons het veilige, stabiele, liefdevolle moeders gehad nie. Ja, sommige van ons wat hier sit vanmôre en ek erken dit, het sonder 'n ma groot geword. Dis hartseer, wat 'n leemte. Van ons wat vanoggend hier sit, het groot geword in 'n huis waar daar 'n ma was wat nie baie liefde gegee het nie. Dalk tot vandag toe. Het jy 'n ma, sy bestaan, sy is nog op planeet Aarde, maar het is so goed eintlik asof sy dood is. Want julle praat nie meer nie, daar is te veel pyn, daar te veel dinge gebeur. En 'n stuk van wie jy is as mens, is verbind tot wie sy is en wat sy in jou lewe belê het. Dan wil ek dit vanmôre draai na die woord van God toe. En ek wil vanmôre vir jou sê, luister hier's 'n bevrydende waarheid. En dit is dat jou en my identiteit as kinders van God in die finale analise word nie bepaal deur wie ons gevorm het nie. Hoor mooi wat ek sê vanmôre. In die wêreld gebeur al baie dinge met ons. As jy 'n wonderlike ma gehad het, kan jy dalk vandag sê wie ek is vandag is as gevolg van hierdie wonderlike ma wat ek gehad het. En as jy dit sê vanmôre is dit wonderlik, jy eer haar, maar in wese sê jy eintlik dat jou identiteit en wie jy is berus op die vorming en die invloed van jou ma in jou lewe. En as ons daai selfde stelling omdraai, dan geld dieselfde redenasie rondom identiteit. Met ander woorde, dan kan ons net sowel sê dat as gevolg van my agtergrond en my opvoeding en die invloed van my ma, is my identiteit gevorm as gevolg van wie sy is en wat sy in my lewe belê het. Nee, broers en susters. En dis die wonder van wanneer ons die Here vind in ons lewens en hom ontdek. En dit is dat ons ontken nie die vormingsproses en dat ma's en pa's deel was daarvan nie. Maar luister vanmôre, ons identiteit, jou identiteit word nie bepaal deur wie jou gevorm het nie, maar die woord sê deur wie jou aangeneem het en jou aanvaar het. En in ons verhoudinge is daar baie verwerping en baie van ons is nie aanvaar van vroegste jare af nie, weggegooi dalk as 'n kind, en jy sê ek het moederloos groot geword. Hoor vanmôre wat sê die Here vir jou. Psalm 27 vers 10 sê, al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem. Die Here sal my aanneem. Dawid sê iets baie belangriks hier. Hy erken dat menslike verhoudings kan val. Hy erken dat selfs die naaste verhoudings kan breek. Selfs 'n moeder se liefde kan ontbreek. Maar hier is die waarheid waarin jy moet vasanker vanmôre. Die groter waarheid. En dit is dat God se aanvaarding sal jou nooit faal nie. Daarom moet ons vanmôre, so lief as wat ons moeders het, soveel as wat ons hulle kan eer, moet ons verby hulle kyk vanmôre na God toe. Die een in wie ons ware identiteit te vind is. Die een wat ons nooit sal val en nooit teleur sal stel nie. En dan, eindelaas, moet ons onsself herinner daarvan. Ons behoort aan God. Ja, selfs die beste moeder kan jou identiteit dra nie. Selfs die afwesigheid van 'n moeder kan jou identiteit nie vernietig nie. Want ons behoort aan hom. En in hom is ons veilig. In hom is ons geborge. In hom vind ons die perfekte weergawe, nie net van pa nie, maar ook van moeder. En hy wil hê jy moet jouself vanmôre aan hom vasanker. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik saam. Kom ons sluit die oë net saam vir 'n oomblik. Hemel Vader, ek het sommer in my voorbereiding ervaar net, ek weet nie wie dit is nie. Moedersdag hou dikwels aan ons 'n prentjie voor van perfekte ma's en perfekte kinders. Maar Here, ons leef in 'n ontsaglike gebroke wêreld. Waar baie van ons sonder moeders groot geword het. Jy het dalk deur die lewe gegaan en gesê ek het nie 'n ma gehad nie, ek het 'n ma. Maar sy is vir my geen ma nie.
Jy het toegelaat dat dit jou identiteit kwes vorm. Maar vanmôre kom die Here en hy sê nee, maak haar vry. Gee genade. En deur genade te gee vanmôre eer jy haar ook, want jy besef sy is ook net 'n mens soos jy. Vol gebrokenheid, vol pyn. Seer wat nooit verwerk was nie, nooit erken was nie, nie geweet hoe nie. Die beste gegee en dalk op 'n stadium gekom en gesê, ek doen so sleg, ek kan maar net sowel opgee, ek kan maar net sowel wees wie ek geword het. Maar vanmôre vra die Here, dat ons hulle sal losmaak, ons moeders, maak hulle vry. Maar nie langer onregverdige laste op hulle lê nie. Hulle is nie verantwoordelik vir ons identiteit nie. Jy behoort aan my, sê die Here. Jy behoort aan my. En ek wil hê jy met jou waarde vind vanmôre, en wie ek sê jy is. Ek aanvaar jou. Ek wil jou lei, ek wil jou lief hê, en ek wil jou gee wat jy nooit gehad het nie. Jy behoort aan my. Hemel Vader, terwyl ons harte oop is, wil ons vanmôre bid vir elke persoon wat hier is, Here, dat U vir ons die genade sal gee, dat ons 'n leefstyl van eer sal begin leef teenoor ons moeders. En Here, dat U die moeders sal versterk in die wêreld waar ons leef, die menigvuldige uitdagings. Ek bid nou, Here, dat U hulle sal optel, dat U hulle sal toerus, dat U hulle sal vashou, dat U hulle geliefd sal laat voel in 'n wêreld, Here, waar liefde ontbreek. En dat hulle vanmôre, soos hierdie videoetjie wat ons gekyk het, sal besef, hulle doen eintlik baie beter as wat hulle dink hulle doen. Want hulle is geliefd. En ons sien hulle raak. En ons eer hulle vir wie hulle is vanmôre. Ja, kerk, daar bly net van ons een ding oor om te doen. En ek gaan julle nie eers vra om te staan nie. Net daar waar jy sit net jou hand net om jou vrou se arm. Kinders, as julle daar by mamma is, vat bietjie mamma se hand. Sit bietjie die hand op die skouer daarso. Mamma het vanmôre jou liefde, jou erkenning nodig vir wie sy is. Die Here sê vanmôre, mammas, ek sien julle harte. Ek sien die pyn wat julle dra. Ek sien die uitdagings wat julle deurgaan. En die Here sê, hier in my agterkop hoor ek die Gees van die Here sê, ek moet vanmôre vir mammas sê, julle het deel geword van 'n kompeterende wêreld waar almal hulle self moet bewys. Die Here sê, hy wou nooit gehad het dit moet so wees nie. Jy het nie nodig om jouself te bewys nie aan die wêreld nie. Jy is geliefd. Jy is aanvaar soos wat jy is. Vader, ek bid dit, as daar vanmôre verhoudinge is wat nie is wat dit moet wees nie, dan roep ek herstel uit oor elke verhouding vanmôre. Ek bid dat daar 'n verdieping sal kom, Here. Ek bid dat eer sal terugkeer na die huis van God, na gesinne, na gemeenskappe. En Here, dat die vrede, die harmonie, die shalom weer 'n deel sal word van elke huis en van elke vrou se lewe. En ons dank U daarvoor. Ons eer hulle vandag, ons seën hulle met goeie gesondheid, met vreugde. En ek kom sommer vanmôre, Here, teen die gees van neerslagtigheid en depressie wat vrouens so dikwels tuister. Terwyl jy daar sit, wil ek hê dat jy saam met my moet bid teen hierdie gees van depressie, hierdie neerslagtigheid, hierdie mismoedigheid, van wie die las en die skuldlas wat dra. Vanmôre sê die Here, maak
skud daai skuldlas af. Luister, mamma, as jy vanmôre hier sit, luister, jy het alles gedoen wat jy kon. En as jy voel jy kon meer gedoen het, dan moet jy vanmôre sê, Here, ek vergewe myself en ek vra, vergewe my waar ek tekort geskiet het. Met al die oë gesluit, luister vanmôre, mamas, die sielkunde sê vir ons, dat depressie het 'n wortel. Die wortel is skuldgevoelens. Hier's baie mamas wat vanmôre hier sit, die Heilige Gees herinner my nou, wat worstel met depressie, want jy is oorweldig met 'n skuldlas. Ek kon dit nie maak werk nie. My kinders het uitgedraai, dit was nie my droom nie. Ek was te besig. Ek was nie altyd daar nie. Ek kon nie die mamma wees wat hulle wou hê nie. Luister vanmôre, die Here sê, dis tyd om daai las nou neer te lê. Mamma, hoor wat sê ek. Dis tyd om daai las nou neer te lê. En dit agter jou te sit. What's done is done. What's done is done. Maar vandag is 'n nuwe dag. Vandag is 'n nuwe dag om lief te hê. Om uit te reik, om te gee. Met die hulp van die Here. Al die oë gesluit. Ek kan sien vanmôre. Dit resoneer in harte van dames hier vanmôre. Paulus sê ons vergeet die dinge wat agter ons is. Ons strek onsself uit na die dinge wat voor ons lê. Jy's nie God nie. Luister hier vanmôre, jy's ma, maar daai kind het een bo jou wat hom baie liewer het as wat jy hom ooit kan hê. Wat baie beter kan sorg en wat 'n pad loop met jou kinders. Jy is nie God nie. Jy is ma. Dalk moet iemand vanmôre hoor wat hier ingekom het, dalk het dit tyd geword dat jy God toelaat, hoor mooi, om God te wees in hulle lewe. Dalk het jy so gekeer om te probeer dat hulle seer kry en dat hulle op die stryd en narrow bly. Die Here sê, ek moet vanmôre sê, dit het tyd geword om hom toe te laat om God te wees in hulle lewe. God kan nie doen in hulle lewe wat hy wil as jy die hele tyd sy rol probeer vertolk nie. Mag die Heilige Gees vir jou die insig en die wysheid gee om te weet wanneer om vorentoe te tree en wanneer om terug te tree. Maar ek voel dit is 'n sterk woord wat in my hart leef vanmôre. Let God be God and you be the mother. Vader, baie dankie. Ons bid seën oor hierdie vrouens in ons gemeente. Ons bid dat die dag wat voor lê vir hulle 'n dag van bederf sal wees. En van liefde. En manne, kyk gou vir my, Marcus kan nie oopmaak, ek is klaar. En nou preek ek vir myself. Right, die Here het gesê, sy woord sê, 'n man het twee dinge wat 'n man moet doen. Hy het 'n rol en hy het 'n verantwoordelikheid. Right. Sy rol is om sy vrou lief te hê en sy verantwoordelikheid is om sy gesin te lei. Dis die rol en die verantwoordelikheid, niks anders is dit nie. Leierskap en liefde. Hoor gou, die Here sê, Paulus sê, manne, julle moet julle eie vrouens lief hê. Laat die A-gedeelte net hang. Manne, julle moet julle eie vrouens lief hê. En dan sê hy, soos wat Christus die gemeente lief gehad het, en homself vir haar oorgegee het, as 'n offer. Lewe aflê liefde. Brothers, het julle julle vrouens nog so lief?
Lê jy nog jou lewe vir haar neer? Is daai diensknegsliefde nog daar? Nou ja, ek gaan nie vir jou preek nie, maar vandag is 'n goeie geleentheid om dit te doen. Right. Vandag koffie, al die dingetjies, lekker. Terugsit, Haiti, voetjies vryf, ruggie vryf, en, al die dingetjies. Right, wees lief vir hulle. Die Bybel sê, hy wat sy eie vrou nie lief het nie, het homself nie lief nie. Jy wys jou liefde vir jouself deur jou liefde vir jou vrou. Wow, selfliefde. Is amazing. Alright, loof die naam van die Here. Nou ja, broers en susters, ek het my beste gegee vanmôre. Ek het niks meer nie, as jy nie tevrede was daarmee nie, nou ja, kom maar volgende week weer, dan probeer ons weer. Amen. Alright. Goed, liewe gemeente, mag die Here vir julle ryklik seën, maar voordat julle gaan, net jammer. Sit net gou weer net vir 'n oomblik. Ek is so jammer. Ek het 'n spesiale, as jy moet gaan, is jy welkom om te gaan, maar ek wil nie iemand moet gaan nie, want ek het iets spesiaals. Chantel, waar is jy? Kom gou vorentoe, kom vir ons vorentoe. Sy het my gevra, sy wil 'n getuienis lewer, en hierdie is nie net 'n random getuienis nie. Hoor nou hier. Hierdie getuienis is 'n kort getuienis, sluit aan juis by hierdie tema van moeders en die liefde van 'n moeder en die rol en die krag wat dit het in 'n kind se lewe. Bless die mense, kom staan hier by my. Môre, gelukkige Moedersdag aan elke moeder wat hier is. Ek kom vandag met 'n getuienis van, laas jaar het ek kanker gehad op die brein. Ons het my skoonma in Meyerton gaan haal om te kom help, want my man kon nie alles nie en ek kon ook nie. Ek was permanent siek, epileptiese aanvalle gehad, blackouts gehad, alles. Ons het my skoonma gaan haal in Gauteng, waar die familie is en goed, en sy het kom help. En ja, ek moet sê, sy was my steunpilaar, my en my man se. Sy het elke dag gebid, elke dag. Ek moet sê, ek het my geloof 'n bietjie geval, want ek het die Here blameer, vir hom gevra, hoekom doen hy dit aan my? Ek het 'n jaar en 'n paar maande oue babietjie. Ek het alles in die lewe gekry wat ek wou gehad het. Hoekom nou hoekom? En my skoonma het vir my kom sê, alles gebeur met 'n rede. En jy sal sterker aan die kant uitkom. My skoonma het elke dag goeie woord. So vandag word sy nie meer gesien as 'n skoonma nie, maar sy word gesien as my eie bloedma. Sy is my alles in my lewe. Sy doen alles vir my huisgesin, vir my man en my kind. Sy is amazing. Ek moet dit vir haar gee. En ek kan ook net sê, dankie Here, dat hy haar in my lewe ingebring het, dat sy ons kan help. So ma, baie dankie, dat ma altyd daar was. Al het ek dit nie altyd voorheen raak gesien nie, maar dankie vir alles. En dankie vir die Here, want ek is al amper 4 maande in remissie. Dankie. Dis wonderlik, so gepas. Nou, net om vir te sê, broers en susters, ek het die scans gesien van daai gewas, net so gewas op die brein. En 4 maande in remissie. Die laaste scans wat gedoen is heeltemal skoon. So die Here het 'n wonderwerk gedoen, en was dit nie vir daai mamma, skoonmamma, ons maak altyd skoonma grappies, maar daai skoonma, sy verdien 'n medalje, dan sou daai huisgesinnetjie nie die mas opgekom het nie. Dankie vir daai mamma, ons waardeer dit. Nou ja, broers en susters, gaan wees lief vir julle mammas vandag, die Here seën vir julle. Shalom.